Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vandag in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Ek sien ons het besoekers vandag. Welkom ook aan u hier by ons in die erediens. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 152. Gesang 152, kom alle getroues vrolik en vol vreugde, o kom in die gees nou na Bethlehem. Ons gaan sing Gesang 152 daarvan al 4 die verse. Liefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader, as voorbereidingslied. Ons gaan die Onse Vader staande saam sing, waarna u ook staande kan bly vir die fotum en die seëngroet. Na die seën gaan ons saam sing Gesang 170. Gesang 170 daarvan vers 1, 2 en 3 as loflied. Gesang 170 vers 1 tot 3 as loflied na die seën, en Gesang 95 die Onse Vader as voorbereidingslied na die stilgebed.
Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, ons gaan vanoggend luister na die samevatting van die wet, soos wat ons dit vind in Markus 12. Ons gaan lees die wet, soos wat ons dit saamgevat vind in Markus 12, waarna ons gaan saam sing gesang 151. Gesang 151 oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Helder klink dit met Kersfeestyd, en dan hoor ons van die groot genade wat ons ontvang het, deur die Seun wat ook sy lewe gebring het. Geliefdes, ons gaan sing gesang 151 daarvan vers 1 tot 3, nadat ons na die wet geluister het, en dan kan jy ook die gesangeboeke oophou by gesang 158. Gesang 158, daarvan gaan ons ook sing vers 1 tot 3, na die belydenis van ons geloof. Gesang 158 vers 1 tot 3, na die belydenis van ons geloof, en gesang 151 vers 1 tot 3, na die wet. En toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoorrede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Geliefdes, ons lees van God se genade in Johannes 3 vanaf vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie,
maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. Geliefdes, so hoor ons vanoggend die genade, dat elkeen wat in hom glo ook nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom kan ons geloof in hierdie oggend bely, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Lukas 2. Lukas 2 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Die klem van vanoggend lê wel by vers 7 se laaste deel. Nadat die seun gebore is, sê dit, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek
in die herberg was nie. Ons lees saam Lukas 2 vanaf vers 1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Syrië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Geliefdes, dis die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en dit in sy hart bewaar. Ons gaan saam sing Gesang 160. Gesang 160 daarvan vers 1 en vers 2. Gesang 160 vers 1 en 2. Ons gaan dit staande doen, waarna u as gemeente ook staande kan bly vir die gebed. Geliefdes, kom ons word dan nou stil voor die Here. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, hoe lieflik is dit dat ons in hierdie tyd van die jaar ook weer aan die geboorte van ons Here Jesus Christus kan dink. Here, dat ons dit weer kan lees uit die woord uit, weer kan hoor van die maagd wat swanger geword het, en hoe sy 'n seun gebaar het, daar in die krib neergelê het in Bethlehem. 'n Seun wat groot geword het om uiteindelik die redder van die wêreld te word, wat vir ons gesterf het. Dat ons deur hom die reg tot kindskap ontvang het. Here, en dankie dat ons in hierdie oggend ook weer daaroor kan dink. Daarom vra ons, spreek U met ons. Spreek, want U diensknegt en die diensmaagd wil luister. En werk met die Gees in ons hart, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal gaan uitleef. Ja, Here, dat ons U ook in hierdie Kerstyd in ons huise sal inlaat en nie vir U die deur sal sluit nie. Daarom bid ons hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dis Kersfees. En oral waar 'n mens gaan, hoor jy die Kersfeesliedjies speel. Jy sien die liggies wat brand en jy begin so warm gevoel hier in jou hart te kry. Want die seisoen van liefde en vrede het aangebreek.
En oor die wêreld rond is biljoene mense besig om gereed te maak om Kersfees te vier en selfs die heidene is onwetend besig om die geboorte van die Here Jesus Christus te vier. Terwyl ons as Christene gereed maak om weer by die krib stil te word. Want dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die geboorte van ons Here Jesus Christus. En ek hoop en ek glo dat die ouers dit ook aan hulle kinders vertel. Kinders, het julle geweet dis waaroor Kersfees gaan. Dit gaan nie oor die geskenke wat ons kry nie. Dit gaan nie oor daardie boom met die liggies en al die mooi versierings hier rondom Kersfees nie. Nee, dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor sy geboorte. Daarom lees ons in die Bybel van die geboorte van die Here Jesus, hoe die maagd Maria swanger geword het. En dit was nie sommer net nog 'n swangerskap nie, nee, dit was 'n wonderwerk wat gebeur het. Want Josef die engel verskyn aan Josef in 'n droom en hy gee vir hom hierdie boodskap. Die Heilige Gees het daardie kind in Maria verwek. Dit is die kind waarop almal gewag het. Dit is die kind waarvan die belofte in Genesis 3 alreeds gemaak is. Dis hierdie kind wat sal kom en die slang se kop vermorsel. Dit is hierdie kind wat bekend sal wees as Immanuel, God met ons. Dis die kind waarop Israel wag. Dis die kind waarvan die profeseë vertel het. Dis die kind wat uiteindelik die vrede sonder einde sal bring. Dis hierdie kind wat die troon van Dawid sal bestyg en daarom sal bevestig tot in alle ewigheid. Dit is die kind waarop almal wag. Geliefdes, dan is dit besonder dat dit juis in hierdie tyd is wat die vrou swanger is, wat Maria die kind verwag, dat die goewerneur, die keiser, die bevel gee dat almal ingeskryf moet word. Jy sien, die inskrywing is iets soos wat ons vandag dink aan 'n sensus, waar jy moes gaan en basiese inligting gee, sodat die keiser kon weet presies wie in sy koninkryk is. Maar om ingeskryf te word, moet jy gaan na die land van jou herkoms, na jou vader se land toe, en daarom moet Josef na Bethlehem gaan, die stad van Dawid. So vind ons vir Josef en die swanger Maria in die stad van Dawid in hierdie tyd, maar jy kan nie self indink as almal in die lyn van Dawid na Bethlehem moet kom, hoe vol is daar die stad nie? Daarom sien ons dat daar vir Josef en die swanger Maria nie plek in die herberg is nie. Nou 'n herberg is 'n plek waar 'n mens goedkoop kon oornag. Die naaste konsep wat ons kinders dalk sal verstaan is iets soos 'n koshuis wat groot kamers het met 'n klomp beddens waarop mense slaap. Dit is regtig so primitief dat jy net daar slaap. En tog is daar in die herberg nie vir Josef en Maria plek nie. Aan die een kant sê mense dis omdat die stad so vol was, dat die herberg vol was en daar nie spasie was vir Josef en Maria nie, maar aan die ander kant sê mense weer dat die herberg was nie noodwendig vol nie, maar die mense van die herberg wou nie die swanger Maria daar toelaat nie, want sy was baie naby aan die tyd om te baar, en hulle wou nie hê sy moes die kind in die herberg gehad het nie. Nou geliefdes, wat die rede is, maak nie saak nie. Die feit is, God het dit so gewil, dat Maria nie in die herberg is nie, maar dat sy in die stal gaan slaap het. Dat die kind nie in die weelde van die wêreld gebore is nie, maar daar in 'n nederige krib neergelê is. Want is juist daai aand wat Maria se tyd vol is. Die seun word gebore, en doeke toegedraai en in die krib neergelê. En geliefdes, die geboorte van hierdie seun is goeie nuus. Dis wonderlike nuus en dit moet aan almal vertel word. Daarom stuur God die engel aan die herders wat daar in die veld besig is om na hulle vee te kyk.
En engele bring die boodskap van die seun wat kom en hy bring vrede sonder einde. Hulle sing die eer van God, eer aan God in die hoogste hemel. Vrede op aarde en die mens 'n welbehae. Dis hierdie kind wat gebore is, wat vir die mensdom hulle vrede bring waarop hulle wag. In die ooste verskyn die ster aan die wyse manne. Die ster van die koning wat gebore is, en dit vat hulle na Jerusalem. En die blye boodskap word verkondig aan Herodes, dit word oorgedra aan die skrifgeleerdes en die owerpriesters, sodat almal hierdie goeie boodskap kan hoor. Dan word die wyse manne gestuur na Bethlehem. Want sê die skrifgeleerdes en die owerpriesters, dit is die vervulling van die profesie. Hierdie kind sal in Bethlehem gebore word. By die staal bring hulle vir hom geskenke. Goud, wierook, mirre. 'n Offer wat by die voete van hierdie kind neergesit word. En geliefdes, uiteindelik is dit hierdie selfde kind wat groot word. En wat wonderwerke doen, is hy wat die siekes gesond maak, dis hy wat die dooies uit die dode opwek, dis hy wat die sondes van mense vergewe, dit alles terwyl hy sy Vader verkondig en hom as weg na die Vader toe. Uiteindelik is dit hierdie kind wat verloon word, verraai word en uiteindelik vals veroordeel is tot die dood. Dis hierdie kind wat gespoeg word, gespot word, geslaan word en in 'n kruishout vasgespijker word. Met die bordjie bo aan sy kop wat sê, hier hang Jesus, koning van die Jode. Dis hierdie kind wat tussen hemel en aarde hang. Verlaat deur God, verlaat deur mens, sodat ons nooit verlaat hoef te word nie. Dis hierdie kind wat vir ons die reg gee tot kindskap. En sonder twyfel is dit die beste boodskap wat gebring kan word. Dis die blye boodskap van die evangelie en ons behoort dit uit te dra in die wêreld, maar die belangrikste, ons behoort dit vir ons kinders te vertel. Maar geliefdes, vanoggend kom plaas ons die klem by die herberg. Want die herberg in Bethlehem is so vol dat daar vir die Jesuskind nie plek is nie. En ons kan nie terugkyk en veroordelend wees teenoor daai mense nie. Eerder moet ons die beginsel vat en onsself vandag begin ondersoek. Daarom die baie belangrike vraag, is daar plek vir die Jesuskind in my huis hierdie Kersfees? Of is my huis so vol dat ek hom wegwys by die deur? En dit is 'n belangrike vraag, geliefdes, want Kersfees het begin gaan oor goed wat dit nie bedoel nie. Dit gaan oor 'n vet man in 'n rooi pak wat geskenke vir ons kinders bring. Dit gaan oor elfies wat allerhande katte kwaad aanvang. Dit gaan oor die hoeveelheid geld wat ek uitgee vir die geskenke. Dit gaan oor die hoeveelheid kos wat ons maak. Ja, dit gaan oor die fees, nie meer oor die Kers nie. Daarom het ons in die laaste paar jaar moeite gedoen om by die simboliek van die gebruike van die wêreld stil te staan, om te sien wat is die dieper betekenis van dit alles. Maar geliefdes, verstaan u die simboliek? Sien u dit agter die gebruike raak? Leer u dit vir die kinders? Gebruik u die liggies, die boom, die versierings, al hierdie goeders om die kinders van die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus te leer? Of het dit maar begin gaan oor die wêreldse dinge? Want die realiteit is dat sonder dat ons dit noodwendig bedoel, sonder dat ons dit noodwendig agterkom, dat ons so maklik die deur vir die Here Jesus Christus toesluit Kersdag. Want ons huis is so vol van die wêreldse dinge dat daar nie meer vir hom plek is nie.
En geliefdes, ons sal vandag die ondersoek moet instel, en as u vandag aangekla word in die gewete, dan sal daar 'n verandering moet plaasvind. Dan sal ons daai dinge van die wêreld moet verwyder en vir Christus plek maak in ons lewens. Ons moet die deur vir Christus weer oopsluit. Want geliefdes, hy hoort nie in die krib nie. Hy hoort in u huis. Hy hoort in u hart. Sluit die deur vir hom oop, dat Kersfees ook weer waarlik gaan oor die geboorte van ons Here Jesus Christus. Want 'n kind is gebore. Jesus is sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vandag ook weer kan stil staan by die gebede van Bethlehem. Here, hoe daar 'n kind gebore is vir die wêreld, om ons gelyk te word in alles behalwe vir die sonde, om ook die sonde op hom te neem, om te sterf aan die kruis, sodat ons die reg tot kindskap kan ontvang. Maar dankie dat U hom gestuur het om mens te kom word. Here, dat ons ook hierdie Kersfees nie sal vashou aan die dinge van die wêreld nie. Here, dat ons nie ons huise so vol sal maak met al die ander dinge, dat daar nie vir U plek sal wees nie, maar gee dat ons die huis sal oopsluit en U in sal kom. Here, dat Kersfees weer oor U sal gaan. Daarom bid ons hierdie dinge in afhanklikheid van U. Want in onsself en tot onsself en deur onsself is ons nie daartoe in staat. Maar Here, so bid ek ook vir ons gemeente. Here, U weet wat is die feesplanne, U weet waar elkeen van ons gaan wees. Lei ons in hierdie tyd. Vir die wat op die paaie is, behoed en bewaar hulle, hou hulle veilig en bring hulle ook weer veilig terug. Here, en gee dat hierdie Kersfees opreg weer oor U sal gaan. Daarom bid ons hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 155. Gesang 155, daarvan gaan ons al 5 die verse saam sing staande, waarna jy ook staande kan bly vir die seën. Gesang 155, daarvan al 5 die verse.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, in die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate, en besonder ook hierdie Kerstyd waar baie van ons lidmate op die pad is, en ons wil ook vir die almal geseënde Kersfees toebid, mag die Here u ook lei daar waar u gaan. Geliefdes, dan dink ons ook aan ons gebede aan Tannie Elise Roux. Dit gaan maar nie goed met haar nie. Sy is in die ouer huis, maar sy is baie deurmekaar en sy lê weer, sy staan nie meer op nie en so voort. So daar is agteruitgaan. So dink asseblief aan haar in die gebede. En dan, geliefdes, is ons baie dankbaar vir die reën wat ons ontvang het. Ek het so 37 mil by my by die huis uitgegooi 47 mil uitgegooi by die huis. Dis wonderlike genade, maar ons bid ook. Ek hoor van wat nog nie reën gehad het nie, wat nog baie droog is in ons omgewing. En ons bid ook dat die Here daar sal reën stuur. Geliefdes, dan ek is op verlof van môre af tot die 11de Januarie. So ons eredienste vir die volgende tyd lyk ook dan soos volg. Die 25ste en die 28ste het ons nie eredienste nie. Dis hoekom vanoggend se erediens ingerig was op 'n Kersboodskap. Maar ons het daai twee eredienste nie. Aan die 4de en die 11de het ons predikers wat vir ons gaan help. Ons eredienste gaan voort 8:00 die oggend van die 4de Januarie af. Liefdes, dan kan u die kerkraad kontak in die tyd as daar enige nood is. Ek het vir die kerkraad gesê ek antwoord hulle oproepe, maar ek gaan dalk nie u oproep antwoord nie. So bel asseblief eers die kerkraad en dan vir my daarna. Geliefdes, dan wil ons vir Tannie Ronel sê baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Kerstyd is altyd lekker en ons sing so lekker, maar dis lekkerder saam met 'n orgel. So baie dankie Tannie. Geliefdes, dan Susters Aksie, Blomme en Teebeerd vir die maand Desember is week 3. Ons nooi almal uit om saam met ons asseblief 'n koppie koffie of tee te kom drink en lekker saam met ons te kuier ook vanoggend. Verbondsonderrig is geniet die vakansie. Die boodskappers vir Desember en Januarie is in die saal beskikbaar. U kan vir daar 'n eksemplaar kry. En dan die almanakke is ook beskikbaar. U kan die almanak met u naam opneem en daar op die tafel in die saal. Geliefdes, dan verjaarsdae. Die 27ste Desember is dan Elise Roux en die 1ste Januarie is Paul Forster en Luca de Vos. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit ook 'n baie lekker dag en 'n nuwe jaar wees. 1ste Januarie, dis eers volgende week dan. Okay. Ek moes nou eers my gedagtes regkry want ek kan nie dink ons moet vandag al die 1ste Januarie sien nie, maar dis die langer tyd. So baie geluk vir julle ook as julle verjaar. En die geliefdes, dan huweliksherdenkings, oom Elmar en tannie Marlene Kamfer is die 1 Januarie. Ons sê vir hulle baie geluk en ons bid ook vir hulle die Here se seën toe. Geliefdes, moet asseblief nie weghardloop nie.
Ek sal graag daarom vir elkeen van u 'n handdruk of 'n drukkie wil gee om net te sê geseënde Kersfees voordat u gaan, so bly asseblief agter. Ek dink ons gaan eers afsluit, dan sal ek u kom 'n drukkie gee, so ons kuier eers lekker saam, maar moet asseblief nie weghardloop nie. Ek vra u baie mooi. Geliefdes, dan hoop ek u het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week en 'n geseënde Kersfees vir u elkeen.